Vandag is Saterdag 10 Januarie en ons is tans in die kerklike seisoen wat ons noem Epifanie. Die fokus van Epifanie is die viering van God se verskyning en bekendwording aan ons. En Epifanie verkondig dat God hier is. En reg deur die Bybel sien ons hoe dat mense van God se teenwoordigheid bewus raak en hoe hulle daarop reageer. En net soos dit ook vir ons hierdie uitnodiging so in die begin van die jaar van 2026. En Epifanie daag ons uit om voor God se aangesig te leef en ons identiteit daar te laat vorm. En vandag reflekteer ons verder oor hierdie tydperk van Epifanie met die tema versorging van verhoudings. Ek wil jou graag uitnooi om aandag te gee aan die mense in jou lewe vir 2026. Wie is hulle? Koester gesonde en ondersteunende verhoudings. Veral in 'n wêreld waar tyd skaars is daar dikwels geen beter investering as om tyd en moeite in ander mense te belê nie. Dit is deur om in koinonia saam met ander te leef, waar ons iets van God se hart vir ons en ander ontdek. Vier die lewe saam sommer rondom die tafel in 2026, bemoedig mekaar en bid vir mekaar. Ons teksgedeelte is Efesiërs 4 van vers 2 tot 3. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Vandag se wysheid is nederigheid en diensbaarheid. Jy sien, die sleutel tot die versorging van verhoudings begin met 'n hart van nederigheid, met 'n hart van sagmoedigheid en lankmoedigheid. En hierdie eienskappe help ons om 'n atmosfeer van liefde en vrede te skep. In hierdie daaglikse reis van versorging is ons geroep om moeite te doen vir harmonie en eenheid. Laat ons dus elke dag onsself afvra, hoe kan ek die eenheid van die Gees bewaar deur liefde en vrede in hierdie verhoudings waarbinne ek staan? Laat liefde die gids wees en vrede die anker, terwyl ons versorging bring aan die mense om en heen deur diensbaar te wees. En sodoende word God verheerlik en openbaar ons sy liefde, soos hy vir ons die voorbeeld kom stel het hier op aarde. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die gawe van verhoudings en vir die voorreg daarvan. Ons bid vir die leiding en genade om hierdie verhoudings met sorg te versorg. Help my om 'n hart van nederigheid en sagmoedigheid te hê en gee my die geduld om lankmoedig met ander te wees. Mag ek deur die krag 'n aktiewe rol speel om die eenheid van die Gees te bewaar deur liefde en vrede in my verhoudings. Amen.